Alle eer, glorie en heerlikheid kom U toe, Here. Ons gee en ons lê ons lewe voor U en U alleen, Here. Net voor U. Here, U is die enigste een waardig. Ons gee dit vir U. Kom doen in hierdie aand, Heilige Gees, net wat U wil. Ons is hier, ek is hier vir U. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle mag maar sit, mooi loop. Daar is hy. Great. Is ek my hoor daar agter? Dink jy so? En as jy dalk bietjie vorentoe kom, ek dink in elk geval gaan hy waier net so bietjie sagter sit, want hy skree. Baie professioneel wat ek nou doen, hè? Soos julle kan sien, die dak vorder mooi, net baie stadig, maar hy vorder. So die dak is al op, maar op hierdie oomblik gaan dit as 'n dakplate sit as ons op bo sit. So, hierdie is 'n onderwerp waar ek baie opgewonde is. Nog nie baie aloor gepraat het nie, maar tog gevoel het om vanaand daaroor te praat, want ek dink tog dat ons nie, soos vanoggend se preek, nie onkundig moet wees nie, tog word dit geopenbaar aan ons tot 'n sekere mate in die skrif wanneer dit kom by engele, die funksie van engele. Wat se tipe engele is daar? En wat is die rol van engele? Waar pas hulle in die prentjie? Wat beteken dit vir hoekom moet ons bewus wees van engele? Hoekom kan ons dit nie net sê ag maar die engele is die Here gee vir opdrag en engele is engele? Hoekom is dit van toepassing op ons om actually kundig te wees rondom engele? En ek wil vir jou reguit sê dat alles wat daar 17 skrifte waarna ons vanaand gaan kyk. Hoekom so baie skrifte? Want dit is my belangrik om alles wat ons praat rondom die bonatuurlike, dat dit sy fondasie vind in die skrif. Anders raak dit airy-fairy, sprokiesverhale, vreemde Tinkerbell en Peter Pan goed. Okay? So dit is belangrik dat ons dit altyd die fondasie bou op die skrif. En dis hoekom ons baie skrifte gaan kyk vanaand. En een ding van engele wat ons moet verstaan is, punt 1, engele is 'n geskape wese. Ons word nie engele as ons doodgaan nie. Ek weet nie of julle weet dit 10-1 al klaar, maar daar is soveel mense wat ek al, jy lees gereeld daarvan, iemand wat oorlede is, en die Here het nog 'n engel nodig gehad, of iemand het hulle vlekkies gekry, en dit klink en ons raak nie pilots nie. Nie om iemand wat oorlede is, dit lig af te maak nie, maar verstaan, ons kry nie vlekkies nie. Ons raak die engele nie. 'n Engel is 'n geskape wese deur God vir 'n spesifieke doel en funksie. En ek wil vir jou sê, die engele, dink ek, is baie jaloers op ons, want ons het een ding wat hulle nie het nie. Ons is gewas deur die bloed van Jesus Christus. Hulle is nie. So, ons gaan vanaand kyk na 'n paar dinge rondom engele. So, daar is, ek dink is 5, net vinnig tel, net seker maak, 5 verskillende tipe engele. Die heel eerste een is 'n aardsengel. Julle kan vir my blaai na Judas 1 vers 9. Judas het net een hoofstuk, so is eintlik net Judas 9. So jy gaan hom, as jy ooit Judas 2 ervaar, en weet jy, dit was jy, dit was nie die Here nie. Judas 1 vers 9, maar toe Michael, die aardsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. En dan ook in 1 Tessalonisense 4 vers 16.
Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So die fokus wat ek wil sit hier is op die heel eerste een is aartsengel, waarvan Michael dan een was. En ek sê nie, ons moet besef dat ons ken ten dele. So ek spreek nie omdat ek kundig is op dit, ek gaan vir jou wys wat ek in die skrif gekry het tot dusver, ooreenkomstemmend met ander ook rondom engele. Wat ons in die skrif kan sien is dat sover as wat die skrif aan ons openbaar, is die aartsengel een van die magtigste, as nie die magtigste vorm van engel. 'n Aartsengel waarvan Michael dan een is. En hulle funksie is ook gewees om warfare, om oorlog te voer. Sê ek, dis hoekom ek sê, jy moet nou mooi luister, sê ek dat daar is, as ons eendag daarbo kom, en daar is 'n engelgroep, wat, en ek praat nie van autoriteit nie, ek praat nou baie van funksie ook, maar kom ons sê daar is 'n groep engele, wat sterker is die aartsengel, dan weet julle, ek het nie gesê vandag die aartsengel is nie, maar sover as wat ons in die skrif kan sien, is jou aartsengel een van die, as nie die kragtigste engel wat daar is nie. En hulle word gebruik vir oorlogvoering. In Daniël 10 vers 13 lees ons ook die volgende: maar die voors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, waarvan ons net gelees het, wat 'n aartsengel is, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. So wat wil ek vir jou sê rondom engele is? Engele voer oorlog, en hulle voer ook oorlog aangaande jou. So in Psalm 91, julle onthou toe Jesus vervolg was, en hy vat hom na die tempel toe, en hy sê, van spring jy af, want daar staan toch geskrywe dat, hulle sal nie toelaat dat jou voet stamp nie. Nou daai was nie die duiwel wat 'n mooi rympie uitgedink het nie. Hy het dit in die skrif gekry. En dis hoekom dit belangrik is vir ons om ons Bybel baie goed in konteks te kry, want daar's baie wat die Bybel gebruik, en julle het ons net vanoggend daaroor gepraat, hoe soveel mense die skrif so naby, maar net genoeg nie naby aan die waarheid, dat mense net so vinnig agterkom nie, uit konteks gebruik, en as ons nie wakker is nie, kan dit ons mislei. En hy kry daai stukkie wat hy Jesus sê uit Psalm 91 vers 11, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hy sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, en die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. So engele is daar om oorlog te voer, maar ook vir ons, gestuur deur God. En ek wil vir jou sê, jy moet verstaan, ek het nou nog nie persoonlik 'n engel in sy volle glorie gesien nie. En ek dink kom ek gaan nie daar nie. As ek sien hoe baie mense se reaksies is in die Bybel rondom engele, dink ek dit is nogal, as hy soos in sy reine vorm voor jou, dink ek is dit nogal 'n meneer van 'n wese. So en so dat baie van die mense wil neerval en hulle aanbid. Maar hoe weet ons wanneer 'n engel werklik van die Here is? Hy aanvaar nie aanbidding nie. 'n Engel sal nooit aanbidding aanvaar nie, want hy aanbid self vir God. So en hoekom wil ek soveel aandag sit op hoe almagtig hierdie wesens is? Want punt 1, besef hoe, as hulle so almagtig is, hoe groot ons God is, maar op dieselfde tyd, hy stuur nie 'n klein duimpie om jou op te pas nie. Hy stuur magtige wesens om jou op te pas. My skoonpa het hierdie vir ons vertel hoe hy altyd gebid het en nog steeds bid. Hoe hy bid dat die Here 'n engel op elke hoek van die huis sal sit om sy gesin te beskerm toe hulle groot geword het. En dis iets wat ek aangeneem het. En baie keer as ek lê, soos onder andere met wat ons op ons ingebreek het, sal ek baie keer bid en sê, Here, sit die engele
net soos neer, dat ek soos stuur hulle aangaande my. Ons kan nie engele stuur nie. Ek wil hê jy moet daai verstaan. Ek en jy is nie sy baas nie, ons kan nie engele opdrag gee nie, maar ons ken hom baie goed wat opdrag gee aan engele. En ek het op baie getuienisse gehoor van mense rondom engele. Onder andere was 'n groepie dames in hulle sitkamer en die volgende kom maar rower in om te kom steel en hoe hy net verby hulle kyk, maar hy kyk nie vir hulle nie, hy kyk so verby hulle vir iets in die hoek van die huis. En ons footage, CCTV gewees wat dit afgeneem het. Hoe hy net so verby hulle kyk en hulle net teruggaan. Soos hy ingekom het, staan hy kyk net so verby hulle. Jy kan sien en hy haal net sy oë van dit af hier. Hy gaan net so terug. Wat dit was, ek kan nie vir met absoluut sekerheid sê nie, maar hy het iets gesien en ek sal nie verbaas wees as dit 'n engel van die Here was wat hulle daai dag beskerm het nie. Want ons sien baie dat engele beskerm. Net nou die dag lees ek vir Joshua. Wie het die leeu se bekke gesluit? God het 'n engel gestuur om Daniël te kom beskerm in die leeukuil. Hoe amazing is dit? En ek wil vir jou sê, ek dink ons vergeet baie keer, dit was hongerleeu's. Dit was nie leeu's wat hulle wou seker net nie geëet het nie. Daniël was net gelukkig nie. Want as jy net daarna lees, Daniël kom uit en hy gooi die mense met hulle gesinne wat Daniël aangeklik het, wil ek amper sê by die koning, en die skrif sê voor hulle nog grond gevat het. So dit was nogal blerry hongerleeu's gewees en nog blerry vinnig ook gewees het. Voor hulle grond vat, is hulle verskeer. Verstaan, hierdie wese het die leeu se bekke gesluit. Ek onthou ons is een keer in Malawi en wanneer ons bevryding doen, gaan ek weer hieroor praat. Hoe kan jy engele vir die Here vra vir engele rondom bevryding om jou te help? Want ons is 1 jaar in Malawi, Roan en Monique was nog saam met my en Larissa, ons het die dag saam in die bos, wil ek amper sê, geloop. Ons kom by 'n village, ek is besig om iemand te bedien en ek hoor net hier agter my Hendrico help. En dis die snaakse ding van in Malawi is daai tyd, seker nog baie keer nog steeds. Maar daai tyd, nou jy's nou half meer in 'n leierposisie gesit, maar eintlik het jy regtig in cooking clue, ek sê Here help my. Want tot op daai Here het ek nog hier so te moon hanteer nie. So jy kan, regtig. Jy hoef nie een te kan hanteer om dit te kan doen nie. Die Here is so met jou en hy's so getrou. En hulle sê Hendrico help en ek is soos Lord help my. Jy gaan ons nou, want dis die vrou besig om te manifesteer. Wat sy begin ruk net so en maak net soos nee klanke en ek is soos oh my goodness, jy gaan ons nou. Jy weet want die ding is jy het die opleiding en alles, maar wanneer die pop op die pen straak dan is soos Frank, hier sit nou soos demoon nou net gou vas. Ek moet net gou kyk in my boekie. Jy gaan okay wees. So dis hoe jy voel. Maar ek wil vir jou sê wanneer dit kom by bevryding oor die algemeen. As jy een ding voor oë het, maak nie so hoe agterste voor om hierdie boekie doen partykeer nie. As jy een ding voor oë het, gaan jy okay wees. En jy het daai persoon nie. Dis waarvoor jy gaan. Hierdie persoon het hulp nodig en ek wil daai persoon help tot die beste van my vermoë. En dis dit. Dan die res gaan in plek val. Want as moenie net val, okay, daai stap en daai stap dan daai stap. Okay, Here, hierdie persoon het hulp nodig. Hier is ek. Ek wil help. Dan gaan jy okay wees. All awesome. En jy gaan dit ek glo my, as ek iets kan doen, almal van julle doen. En toe en ek kom aan en ek is soos okay, Here, demoon, eers sê ek demoon, ek bind jou in die naam van Jesus Christus. Of nee, ek het eers haar naam. Dis altyd was eers net ek probeer haar naam kry. Ek is wat sy naam? Ek dink dit was Precious. Ek is Precious sê. Niks nie Precious, net skit. En ek is okay in die naam van Jesus bind ek jou. Demoon is nee, ek is nog lus vir hop op spinnekop en hy gaan nog daar rond. En toe onthou ek, maar wag, jy het ons geleer. En die skrif sê vir ons hy stuur engele aangaande die wat ons liefhet. En ek is soos Here, ek bid. Nie ek stuur nie die engele nie, ek bid. Here, stuur u engele nou om hierdie demoon te kom vashou in Jesus naam. En toe ek dit bid, raak sy stil. Sy kon nie beweeg nie en ewe skielik kom sy na vore. Ek gaan nie te veel in die demoniese bevryding ingaan nie, maar ons probeer altyd met die persoon praat. Ek is nie 'n fan van sy naam soek en al daai goed nie. Ek glo dit is as daai persoon die Here aanneem en met 'n desperate hart voor God kom, dan is nog al 'n vinnige werk, dan sou die demoon nogal sorters om vinnig uit, want daai persoon roep uit na die Here. En die engele kom en hou die persoon vas en die bevryding kom plaasgevind het en
Jy moet weet 'n Malawiese vrou, wel nie net die vrouens nie, die mans oor die algemeen. Hulle het net nie freaking emosie nie. Dan bid jy vir 'n blinde persoon. Die persoon kan nie sien nie. Dan genees die Here hulle oë en dan is dit, are you happy? Yes. Success. Oh my goodness, regtig. Dit is glad en die vrou en ek weet en die demoon het haar emosies en baie depressief gemaak, die demoon. En nadat die demoon gelig het, toe lag sy. Sy lag. Sy's vriendelik, sy gesels met die mense om haar. Toe lig daai ding heeltemal van haar af. Maar dit begin waarso? Here, help. Stuur die engele wat magtig is om hierdie ding te kom vashou sodat ons haar kan bevry. So engele is magtig, hulle voer oorlog en hulle is daar om ons te help, aardsengele. Dan is ons volgende groep is die serafs. Volgens die serafs, ja, is Afrikaans. Serafim is die Engels. Dit ek die eerste keer in Afrikaans gesê, hierdie klink glad nie dieselfde nie, maar want serafim ken dit is almal van gelees. Maar is die serafs, sê ek dit reg? Serafs. Serafs. Ja, serafs. So dit lees ons sê weer? Yes, Jesaja 6. Lees ons die volgende en wat ons kan sien in die skrif, sê ek dat net sekere groep engele aanbid? Nee. Maar wat ons kan sien in die skrif is dat hierdie engele 'n baie prominente vorm van aanbidding aanneem. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op die hoë en verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Jy imagine dit moes gelyk het. Jy staan in die troonkamer en die soem van die Here vul daai hele plek. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Ek gaan nie praat van hoe hulle lyk nie. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het sy voete bedek en met die ander 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Maar een van die serafs, vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg van jou sonde en jou sonde versoen. So wat ons kan sien in die skrif van die serafs is dat hulle aanbidders is. Heilig, heilig, heilig is die Here almagtig. Hulle is in die troonkamer by die Here en dat hulle 'n 10 verskriklike mooi stem het. En 'n baie kragtige stem as jy lees in die skrif van die feit dat die drempelposte het geskit van hulle aanbidding. En hier wil ek vir jou 'n tip gee. Wanneer jy sien hoe hemelwesens aanbid, vat dit. Dus as jy nie weet hoe om te bid nie, as jy nie weet hoe om te aanbid nie. Okay, dis wat hulle doen. Here, ek wil hemel om my sien. En hulle is in die hemel. So ek het hierdie sêding vir myself, as ek wil sien wat in die hemel, as ek wil die hemel moet op aarde wees, doen wat in die hemel gebeur en sê wat in die hemel gesê word. So daar's vir jou iets om, as jy sit en mediteer op skrif, of jy sit en jy weet nie wat om te bid nie, dan sê jy daai vir 10 tot 15 minute, is al wat jy sê, heilig, 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 en jy fokus op hom, en jy sien daai prentjie van die troonkamer, met die soem van die Here, wat net so hardloop oor die hele troonkamer, al wat jy, en ek wil amper sê, gebruik die verbeelding, en sien die wesens, met hulle 6 vlerke, en hoor hoe hulle sê, en kom saam met hulle in eenheid, en sê, heilig, 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 is die Here van die leerskare. Dit is iets wat, as ek sien, 'n engel doen dit, ek doen dit ook. Great, dan, die derde een, is die cherubs, of die cherubims, is die Engels, julle sal al van die cherubims gehoor het, maar die derde een is die cherubs, en die eerste plek waar ons lees van hom, is in Genesis 3, so het hy dan die mens weggedrywe,
en gerubs aan die ooste kant van die tuin Eden laat woon. Met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Ons lees dan ook van hulle in Esegiel 1 vers 5 en dan ook vanaf vers 13 tot 15, eerstens vers 5, en daaruit het die gestalte van 4 wesens gekom en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad. En hierdie is interessant, onthou hierdie. Onthou, engele lyk partykeer vreemd, soos die vlerke. Ek hardloop myself er vooruit. Maar die skrif wys vir ons moet baie mooi, en ek gaan myself 'n bietjie vooruit hardloop en ek gaan nou weer daarna kyk. Is wees gasvry. Wees altyd gasvry, want vir al wat jy weet, het dit dalk 'n engel gewees wat by jou omgekom het. En nie net in jou huis nie. Ek gaan nou daarby uitkom. So ons sien die gestalte in die voorkoms van 'n mens. Aangaande die gestalte van die wesens, hulle voorkoms was soos gloeiende vuurkole. So hier raak dit bietjie minder mens, soos die voorkoms van fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens en die vuur het 'n helder glans gehad en uit die vuur het blitse ontslaan. En die wesens het heen en weer gesnel in aansien soos bliksemstrale. So hierdie, hulle is soos 'n weerligstraal, dis hoe hierdie wesens besig is om te beweeg. Ek het toe die wesens nader bekyk, daar was een wiel op die grond langs die wesens aan elkeen van die 4 voorkante. Dan ook in hoofstuk 10 vers 1 tot 2. Daarna het ek gekyk en daar was op die uitspansel oor die hoof van die gerubs iets soos 'n safiersteen. Iets wat soos die gestalte van 'n troon gelyk het oor hulle sigbaar geword. En hy het die man aangespreek wat met linne bekleed was en gesê, gaan in tussen die radwerk onder die gerub in en vul jou 2 hande met die gloeiende kole tussen die gerubs vandaan en strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my oë daarin. So dis die derde vorm van engel. Wat ons wel moet verstaan, wanneer engele beskryf word, wanneer enige profetiese ding beskryf word, let baie op die woordjie soos. Want onthou, hierdie was geopenbaar aan mense. So hulle sou dit gesien het en hulle sou dit beskryf het tot iets wat hulle menslike verstand verstaan, tot die naaste, tot wat in hulle konteks verstaan. So wees baie bewus van soos dit. Dit beteken nie noodwendig dat dit is presies hoe dit lyk nie. Dit lyk nie noodwendig presies soos 'n weerligstraal nie. Die kleur of wat ook al kan verander, maar vir die skrywer was dit die naaste van wat sy menslike verstand kon begryp, waarna hy kan dit beskryf as, kon hy dit as beskryf. Dit hoekom hy sê, dit is soos dit. Dis hoekom dit baie moeilik is om te sê presies hoe hulle lyk. Want, ons weet nie, en wat ons kan sien is, wat ons kan sien in die skrif is dat engele, daar is 'n vorm tog van, wat hulle van vorm verander. En ons sien ook, en dis die volgende deel, is wat ons meer sal praat van die gewone engele, kan ons self sê. En dit is die engele, is dit 'n presiese klas? Weer eens, ons kyk na wat die skrif vir ons sê, maar ons sien duidelik dat daar engele is, wat in mensevorm, na baie mense in die Bybel gekom het. En ek wil vir jou sê, die engele was 'n verskriklike alledaagse verskynsel, nog in die Nuwe Testament. Handelinge 12, lees ons, en ek gaan nou net in die Ou Testament toe kyk, Petrus word deur Herodes in die tronk gegooi, en die gemeente trek saam, en hulle bid vir Petrus. Die Here stuur 'n engel, lei vir Petrus uit die tronk uit, en Petrus gaan toe na die huis waar die gemeente besig is om vir hom te bid. En hier is waar dit vir my interessant raak. Nou kom Petrus by die deur, hy klop aan die deur, die diensmeisie, so hulle is besig om te bid vir Petrus, die diensmeisie hoor Petrus se stem, sy raak so opgewonde, dat Petrus hier is, en sy hardloop om vir hulle te sê, sy maak nie vir hom oop nie, sy hardloop eerder terug en sê, Petrus is hierso, terwyl hulle besig is om te bid vir hom, in te tree vir hom. En wat in hulle reaksie, verstaan ek glad nie. Dis hoekom ek sê, engele moes vir hulle so alledaagse ding gewees het.
Hulle woorde is, dit kan nie wees nie, dit is seker Petrus se engel. Ek is so, hoe is dit jou reaksie? As ek weet Erik is in die tronk en ek bid vir hom, en een kom sê vir my Erik is voor die deur, gaan my reaksie nie wees, dit moet sy engel wees nie. In elk geval nie terwyl ek bid dat hy actually uitkom nie. En hulle is soos, nee, dis 'n engel. So ek vermoed, regtig sterk, as ek kyk na die skrif, dat hulle het engele gesien, en nou sien Petrus het 'n engel gesien wat hom uitgelei het. So ek dink nogal, as ek so kyk, engele is nie 'n, ek wil nie sê, dit is seker 'n skaars ding, maar ek dink dit gebeur meer as wat ons sal wil erken, dink ek. Want ek dink dit is vir ons vreemd. Ek weet nie van julle nie, ek het nie groot geword met die gedagte van engele wat aan jou verskyn. Ja, ek weet nie. Jy weet hulle is daar, jy weet hulle is in die hemel. Maar dis dit. En dan is dit die snaakse prentjie van 'n vlerke met die heilou dingetjie oor hulle kop. En ons sien ook in die Bybel Sodom en Gomorra, waar die engele kom na Sodom toe, en Gomorra sien ons hoe hulle daar kom en die mense wil hulle verkrag. Stuur hierdie mooi mense wat saam met julle in wat by julle huisves. Die mense beskerm hulle, Lot beskerm hulle en hulle sê stuur hulle uit. Want ons wil omgang hê met hulle. Hulle wil dit verkrag. So ons sien dit is, hulle het in die vorm van 'n mens gekom. Abraham. Hy het saam met engele wat ons vermoed die een engel vermoed te sterk was, dalk Jesus gewees. So daar's menigte plekke waar engele in mensevorm aan mense verskyn het in die skrif, en ek wil vir jou sê, ek dink ons sal verbaas as eendag by die Here kom, hoe naby engele dalk partykeer aan ons verby beweeg is sonder dat ons dit geweet het. Maar dan sien ons ook dat dit sê, die skrif sê vir ons, ek dink ek het dit eers later bietjie afgeskryf. Okay, ek hardloop myself nou heeltemal vooruit. So kom ons voor ek verder daarin gaan. So jou gewone engele. So dis jou aardsengele, jou serafs, jou cherubs, jou meer gewone engele. En dan kom ons by die 5de ene. En dit is jou gevalle engele. Dit is die engele wat saam met Lucifer gestem het die dag toe hy gerebelleer het teen God, en hulle is uitgegooi uit die hemel uit. En dit is vir hulle wat hel voorberei is. Hel was nooit gemaak vir mense nie, maar as ons die wat kies om, wat nie God kies nie, maar wat tog kies om die duiwel, maar kom ek sê dit so, jy hoef nie eers die duiwel te kies nie. Jakobus maak dit baie uitdruklik. Jy's of 'n vriend van God of jy's 'n vriend van die wêreld. So dit in die wêreld sluit alles in. Maar jy hoef nie eers God te haat nie. Jy moet hom net nie ken nie. Ek sien nou dat baie interessant. Ek weet eers uit wat se uittreksel van die ding gekom het. Dis 'n kort video wat opkom. Maar dit is baie oud, want die ou gebruik baie ou Engels soos hy praat. Dit is eintlik my so cool as jy ou Engels praat. Klink soos Charles Spurgeon, daai tipe Engels. Ek is soos wow. Ek kan nie so ek kan skaars Engels praat, maar dit fascineer my. Maar anyway, ek's van punt af. En hierdie ou sê op 'n stuk die duiwel, en dit was my baie fascinerend want ek het nooit so aan gedink nie. Die duiwel is nie teen goeie morele waardes nie. Hy hoef slegte mense, hy hoef sleg te maak om met jou uit die hel uit te, om jou in die hel te kry of uit die hemel te hou nie. Hy het nie 'n probleem met goeie mense nie. Maar want goeie mense gaan nie hemel toe nie. Kinders van God gaan hemel toe. So hy het nie 'n probleem met jy kan goed doen vir mense. Hy sjap, hy wil net nie hê jy moet God ken nie. Maar dit is my so 'n bietjie anders laat dink, want mense dink die duiwel wil net sleg doen. Verwoesting saai. Ek is so, hy saai lekker verwoesting in die ou wat dink hy's okay. Want daai ou dink hy's okay. So daar is verwoesting. Dit lyk net nie so ooglopend soos wat ons dink nie. Billy Graham het 'n godsdienst eintlik baie mooi en dit pas eintlik in by die hele goeie morele waardes, want dit is deel van dat jy moet dit hê. Maar hy sê dit is soos 'n vaksin. Want wat doen 'n vaksin? 'n Vaksin, ek het 'n engel gesien. Nee, ek sien ek kyk hier by my. Charles Spurgeon sê dat godsdienst, soos wat die fariseërs dit gehad het, is soos 'n vaksin. Dit gee jou net genoeg om nie die regte siekte te kry nie. En ek gedink dis nogal 'n briljante. So dit gee jou net genoeg dat jy dink jy's okay. Dis 'n goeie ou, gaan Sondag kerk toe, maar eintlik is jy so ver van die Here want jy ken hom nie. Jy ken hom nie. Maar jy tikkie boksies soos wat jy groot geword het, die tradisionele manier van dinge doen en jy dink jy's okay. En dis hoekom dit so belangrik is om God te ken, jou hart vir hom te gee. En ek wil vir jou sê,
jy gaan hom vir die res van jou lewe aanhou leer ken. Jy gaan nooit voel jy ken die volheid van hom nie, anders as hy nie God nie. So, twee goed wat die gevalle engele verkeerd gedoen het. Die heel eerste een is gerebelleer teen God. Deur saam met Lucifer te gaan toe hy homself wou gelykstel aan God. The created wanted to become the greatest en gelyk aan die creator. Die tweede groot ding wat die engele verkeerd gedoen het is, en dit is in Genesis 6, het ek dit opgesit. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daarvoor hulle dogters gebore is. So nou is die engele klaar uitgewerp uit die hemel uit. Sien die seuns van God. Nou in die Ou Testament word seuns van God nie toegeskryf aan ons gelowiges nie. Seuns van God is praat van engele. Seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Daar is eintlik 'n baie weighty teksvers. So die engele kon ons sien kon fisiese omgang gehad het met mense en hulle kon vir hulle kinders baar. En dit is waarvan jou reëse ook gekom het. Nou waar krap ons teoloë lekker kop rondom hierdie ding? Want tussen daai gebeurtenis van die engele tot en met, want dis waar vanaf Goliat kom. Goliat kom van daai stam af. Maar wat 'n skoppel laat krap is, daar is 'n vloed tussenin. So van die teoloë, daar's baie teorieë, so ek sê ons is nie alwetend nie. Niemand van ons is nie. Van die teorie is dat dit deur een van Noag se seuns dalk daar 'n geen moes ingeglip het, deur een van sy seuns. En want nou Noag was geregtig en sy gesin het saam met hom gegaan. Die ander teorie is dat daar 'n tweede incursion was, 'n tweede keer wat die gevalle engele dan nou dit gedoen het. Hoe dit gebeur het, weet ek nie, maar ek wil vir jou sê dat Goliat, dit is hoe reëse ontstaan het. Maar Goliat was 3 meter lange ou. Hy was nie jy moet nie Bakkies Botha dink as jy dink aan 'n groot soos aan Goliat nie. Soos Bakkies Botha is nog 'n meter kort van wat Goliat gestoot het. 'n meter is nogal 'n entjie. So dit is dan die gevalle engele. En seuns van God in die Ou Testament praat van engele wat hy gemaak het. Galasiërs 1 vers 8. Maar al sou ons of 'n engel, hierdie is baie belangrik, uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Interessante teksers van Paulus. Selfs al kom daar 'n engel wat vir my sê dat daar van hierdie gevalle engele was wat ook, dit is onder andere wat met as jy kyk na die getuienis van Mohammed wat die Koran geskryf het van die moslems. Hy het gesê 'n engel het dit in openbaar. Maar hy was gevul met vrees wat skyn by sy mond uitgekom. So ek wil vir jou sê die engel wat 10-1 vir hom sy storie gegee het was nie een van die goeies van die eerste 4 waarna ons gekyk het. Dit was ek kan nie seker nie, ek kan vir jou met sekerheid sê dat dit een van hierdie menere is wat ek moet regtig hierdie mic beter vashou. Dit was 10-1 een van die gevalle engele gewees wat aan hom die Koran geopenbaar het. So dit is dan jou verskillende vorms van engele. Jammer oor my mic etiket vanaand. Ek weet nie wat met my aangaan nie. Ek was nooit so horrible nie. Nooit great nie, maar nie so sleg dat dit klanke maak nie. So hier's 'n paar, ek het 8 waarhede uit die skrif uitgekry vir ons rondom
engele. So punt 1 in Lukas 24 vers 4. Hulle het fisiese liggame en terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, dis na die opstanding, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. As ek net daar wat jy's reg, dit is al wat ek vergeet. So engele het kom in fisiese vorm, kan in fisiese vorm na ons toe kom. Dan die tweede waarheid is in Genesis 1 vers 20. Nou hierdie is baie interessant. Want hierdie praat ook van 'n krag wat engele besit, is dat hulle kan in jou droomwêreld in beweeg. So dit is nie 'n ding van jy droom van 'n engel nie. Jy's besig om te droom en engele is in staat om in jou droomdimensie in te beweeg en met jou te kan kommunikeer. Baie bekende situasie waar dit plaasvind, wat ons in die skrif sien. Matteus 1, is dit nie daar nie? Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, onthou wat gebeur het, Josef wou Maria in die geheim skei, want hulle was net verloof, hulle was nie getroud nie, en dit was 'n verskriklike verleentheid, maar hy was tog lief vir Maria, so hy wou haar nie skandelik publieke ding gemaak het, hy wou in die geheim wou haar skei, maar terwyl hy dit in sy gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Hebreërs 13 vers 2 is die volgende ene. En hierso moet ons baie ag op lê. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Nou ek wil vir jou sê, daai teksvers strek baie meer as net iemand wat jy in jou huis vat. Ek wil vir jou sê, partykeer die ou wat jy tegemoet kom op straat, kan 'n engel wees. En ons weet dit nie altyd nie. Die ou, ek het net die oggend wat ek hierdie voorberei het. Toe kom dit by my op hoe ek my meer verloor het. Nie vir my meer verloor het nie. Dit was net die persoon wou nie ry nie. Hy weet, hoe party mense dink as hulle hazards aan sit, is okay. Hulle kan stop net waar hulle freaking wil. Dis op in die middel van die pad, hazards aan. Daar's 'n parkeerarea net soos 10 meter af. Ek is soos beweeg. En jy weet, as ek op 'n toeter druk, dan is my geduld al aan die einde, want ek druk nie graag op my toeter nie, ek hou nie van die aandag nie. En ek dink baie keer, hoe weet ons dit is 'n engel gewees wat voor ons op daai oomblik gery het. Veral wat jy weet, het hy dalk stadig gery, dalk is al ongeluk ergens. Ek weet nie, ons weet nie. Maar wat ek in die skrif sien is juis hoekom ons versigtig moet wees. Want die skrif waarsku ons daarteen. Ons weet nie. Wees gasvry. En dit praat nie net van iemand in jou huis inneem nie. Dit praat van jou alledaagse lewe. Al wat jy weet, is daar 'n engel oor jou kom, daar 'n engel of as nie engele oor jou pad. Ek het nog nie 'n getuienis waar ek met sekerheid kan sê daai moes 'n engel gewees het nie. Ek het al baie gehoor van by die ou hy help 'n ou en dan draai om sy goed in die kar te sit en dan is die persoon net weg. Ek kan dit nie beskryf nie. En hy soek hom en daar's nie alleyways nie. Dis een straat, dis 'n omheinde area, so dis net. So ek wil vir sê hierdie goed gebeur. 'n Ander ding wat ek eintlik ook oor wil getuig is ek weet nie hoe volg julle baie keer wat in die Midde-Ooste gebeur rondom die bekerings nie, maar onder andere op die punt van wat hulle drome ingaan. Soveel moslems kom tot bekering en hulle getuienis is dieselfde. 'n man in wit klere wat in hulle drome aan hulle verskyn. Kan Jesus wees? Kan 'n engel wees wat aan hulle verskyn. So engele kan in ons drome beweeg. Wees gasvry want jy weet nie. Jy kan dalk net 'n engel soos wat Lot hulle ook gedoen het. Kom in, ons beskerm jou. Lukas 1 vanaf vers 11 tot 14, hulle dien ook as boodskappers. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukoffer
altaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. So engele is boodskappers. God gebruik engele om boodskappe aan ons oordra en dit koppel eintlik aan die vorige ene. As ons partykeer sonder dat ons weet dalk net soos ek het nie 'n tyd nie, ek kan nie met jou praat nie. Stoot jy dalk net 'n engel weg wat 'n boodskap dalk aan jou wil gee. Dit is iets wat die Here nogal met my kom praat het oor, is dat jy hoef nie iets te gee om iemand raak te sien nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As iemand vir iets vir net regtig nou iets om vir hulle te gee nie, dan het ek dalk nie julle nie, julle is 10 beter as ek. Dan vir my is om 'n oogkontak oor die algemeen, want jy wil nie noodwendig vir hom sê soos nee, ek het nie nou nie. Soos dan vir my ons die persoon soos ons sal eerder net in die kar sit, voor ons kyk terwyl die ou staan en iets skud langs die venster, want dit is net ongemaklik vir almal. En die Heilige Gees het vir my gesê, jy hoef nie iets te gee nie, maar sien ten minste die persoon raak. Rol jou venster af en hanteer hom soos 'n mens. Weet jy wat, meneer, mevrou, ek het regtig nie nou iets vir jou nie. En dan eet jy 'n broodjie wat jy gekoop het by die keis. Nee, ek joke. Maar nee, daar is baie awkward as dit gebeur. Nee. Maar die kruks van die storie is sien mense raak. Jy hoef nie altyd te gee nie, maar sien hulle raak. Sê vir hulle, weet jy wat, het daai decency, ek by Checkers daar by waar Virgin Active is in die Parel, daai een keer, toe vra ou vir my, ek het nie, hy wil iets sê, en ek is, dis daai wat jy, en dis wat het gebeur het die dag, en ek is net soos ek het nie, ek wil nie eers so sê, ek het nie iets, ek net ignoreer, en die Here sê, stop, jy hoef nie om te gee nie, gesit en praat met hom, en hy het die Here aangeneem, by einde van die dag. Hy het nie sy broodjie ek dink ek kan onthou wat ek gedoen het daarna nie. Maar dit kom op neer is, ek het gestop by hom. Stop. Sien mense raak en sê vir hulle, weet jy wat? Ek het nie, veral wat jy weet is dit dalk 'n engel. Daniël 6 vers 22, ek het reeds hier aangeraak, hulle beskerm. Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. Is dit al wat ek opgesit het? Wel, dit gaan daarop, die engel het, dis interessant dat ek daai teksvers vir hulle gegee het. Dit kom daarop neer is, die engel het die leeu se bek gesluit. Hoekom het ek dit vir jou gegee? Daai is interessant. Dit is die verkeerde teksvers duidelik. Dan in Openbaring 14 vers 6 tot 7. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale van volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wat sien ons in die teksvers? Is dat die engele waarsku. Verkondig die evangelie en hulle waarsku ook. Dan in Hebreërs 1 vers 4 sien ons dat hulle dien. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word terwille van die saligheid sal beerf nie. Dis dan nou ons. So hulle bedien word gebruik om ons te bedien baie keer. As jy sien, interessant, kom by my op, Jesus in die tuin, nadat hy bloed gesweet het, stuur God engele om hom te kom bedien, om te kom versterk. Hy stuur engele om ons te kom bedien, om ons te kom versterk. Ons het nie mag oor engele nie, maar ek wil vir jou sê, wanneer dit vir jou moeilik gaan, wanneer jy te neergedruk voel, wanneer jy moeg voel, wanneer jy seer voel, wanneer jy net nie great voel nie, kan ons bid, want ons sien dit in die skrif, dat engele kom en hulle kom bedien ons. Sagaria 1 vers 12, daarop het die engel van die Here aangeef en gesê, Here van die leerskare, hoe lank nog
bly u sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda, waarop u reeds 70 jaar vertoon was. Wat sien ons in hierdie skrif, is dat engele is ook besig om te bid. Hulle bid ook, soos wat ons bid. So wanneer jy bid, en jy voel jy bid teen die dak vas, jy doen nie, die Heilige Gees bid, Jesus bid, engele bid, daar het jy al klaar, saam met hulle is jy al klaar 'n hele paartjie. Engele, Jesus en jy, ons julle 3, wat 2 of 3 by mekaar kom, great. So jy bid nie teen die dak vas, engele is ook besig om te bid. Wat is ons rol wanneer ons bid, is ons moet onderskei. Here, wat wil u bid? Dit is hoe ons intersessie ook altyd doen is om, yes, jy het 'n lys waarop jy afgaan, want jy weet wat aangaan in jou dorp en in jou omgewing, maar dan is ook plek vir om profeties te intersessie. Here, wat wys u vir ons? So engele bid ook. En dit is dan engele, sover as wat ek in die skrif kon opswat in 'n week. So, wel, dit was nie net 'n week, ek het die preek in die week voorberei, maar dit is nou al, engele is 'n fascinerende topik wat ek al 'n hele rukkie terug met jong mense ook gepraat het, want dit is vir my interessant hoe engele werk en die funksie van engele, en dit is vir my, dit gee my verskriklik, Erik, jy kan maar vorentoe kom asseblief. Dit gee vir my baie vrede as ek dink hoe, wel, net as jy na die skepping kyk en as jy hoor hoe almagtig hierdie engelwesens is daar iets in my kop wat net vir 'n oomblik, hoe groot is my God? Hoe groot is my God as hierdie wesens so almagtig is? As ek in die sterre hemel inkyk en hoe al groot dit is, hoe groot moet my God wees? En dan sien ek dat hy hierdie almagtige wesens stuur om my te beskerm, my boodskappe te gee. My verantwoordelikheid is om te luister, te reageer op dit, en moenie jou drome vergeet nie. Ek dink, en ek is ook nie onskuldig, verseker. Ek dink ons gee altyd soveel aandag aan ons drome, as wat ons baie keer moet. Ek het so rukkie terug 'n droom gehad waar ek met JC gaan praat het, hulle laat weet waar hy nou het. Maar dit was al want soos jy, hierdie voel net anders. Maar wanneer jy 'n droom kry en ons iets prominent wat vir jou uittref, is dalk net 'n vir die Here gestuurde boodskap te kom neem. So ja, dit is dan engele en ja, en ons bid ek vir ons. En ja, dan kan ons afsluit met die laaste lied. As jy vra het, kan jy na die tyd met my kan praat. Okay, cool, kom ons staan. Ek sê nie ek het die antwoorde nie, maar kan dit gaan soek die week. Dis Louis, nou is dit donker. Ja, Here, dankie dat u die onsigbare koninkryk, die geesteswêreld, Here, vir ons oopvou. Dat u vir ons die Bybel gee, skrifte gee waarop ons kan 'n verstaan begin vorm, soos iemand wat soos 'n sleutel deur 'n sleutelgat loer. Here, dankie dat u vir ons die geheimenisse oopbreek, openbaar, en dat u dit goed dink, Here, om met ons te kommunikeer. Wat 'n voorreg is dit. Here, u hoef dit nie te doen, maar u kies tog. U kies tog om ons vriende te noem, want u sê dat ek noem julle vriende, want julle weet, diensknegt weet nie waarmee sy Heer besig is. Here, wat 'n voorreg is dit om in diens te wees, sommer dit wat 'n voorreg is dit dat u engele stuur aangaande ons om ons te beskerm en boodskappe te gee en waarskuwings te gee. Wat 'n voorreg is dit. Here, ek bid dat in die dae wat voorkom, Here, breek dit vir ons nog verder oop. Vir my ook, Here. Mag ons u koninkryk al meer en al meer, soos ons dit soek allereers die koninkryk. Soos ons dit soek, dat dit vir ons oopgebreek sal, en dat ons die geheimenisse sal sien, sal verstaan, en begrip sal hê. Dat ons
kundig kan wees. Sodat ons die kan help wat nog nie weet. Here, ons doen dit alles vir U en vir U. Here, saam met elke engel en hemelwese skree ons uit, heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Heilig, heilig, heilig. Aan U die mag, die glorie en die heerlikheid. U alleen wat waardig is om die seels te opdra. U alleen. U alleen. Heilig, heilig, heilig. Ons loof U en ons prys U, Here, en ek bid vanaand dat U hierdie week, Here, ek wil bid dat ons so bewus sal wees van die bonatuurlike wat so ver bo ons verstaan is. Breek dit van so op hierdie week, Here. Ek bid dat ons sal sien die boodskappers wat oor ons pad steer, dat ons nie sal verbygaan nie. Verlig die oë van ons verstand, dat ons sal onderskei. Here, ek bid dat U die engele, want ek weet elkeen wat hier staan, Here, het U ontsettend lief. Dis om hulle hier is, dis om hulle die tyd uit hulle dag vat om vanaand hier te wees. En nie van ons 8 uur fliek te kyk nie, maar hulle is hier, want hulle het U lief. Daarom bid ek, Here, dat U engele sal stuur vir hulle, dat hulle nie hulle voete sal stamp nie. Die engele hulle sal bewaar, Here. Dankie, Here, dat U hulle omring van alle kante. Dit maak nie saak hoeveel val langs hulle nie. En nie sal vrees nie, dat U vlerk strek oor hulle, dat U hulle beskerm, en dat U magtige wesens stuur om hulle. Seën hulle hierdie week met die rykste seën. In Jesus naam. Amen. Amen. Ja, dat ek net kan sien. Is om julle beter te kan sien, my kind. 'n rooi kapie, lekker vreemde storie. Okay, lekker julle. Fluit, my storie is uit. As jy vra het oor vanaand, hoe vry om my te vra, dan sal ek tot die beste van my antwoord. Soos ek sê, hier is wat ons in die skrif kan sien. Beteken dit is as far it goes, dus dit is die grense van dit glad nie. Ek dink ons gaan baie leer nog wat ons nie van geweet het nie, as ons gaan nogal aangenaam verras, dalk gespook, ek weet nie, wees nie. Maar hierdie is wat ek in die skrif sien, en ek met julle kom deel vanaand, want dit is die enigste manier wat ons dit veilig kan doen, sonder om vreemd te raak. Maar ek sê nie, as jy eendag daar kom, dat dit 10-1 die enigste kategorie van engele gaan wees. As die skrif ons sê, was dalk nog, wat net nie vir ons al geopenbaar is nie. Alright, seën vir julle, nog 'n mooi week hê, sien julle volgende week, selfde plek, tyd, net met ander klere aan. Alright, baie julle.